Goeiemôre aan elke luisteraar en baie welkom by ons program vanoggend, Lewende Beloftes. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans en my naam is Chanel. Nou nog nooit in die geskiedenis is daar al 'n boek soos die Bybel, so geliefd, so gehaat, so geëer, so gerespekteer, maar ook so verwerp nie. Mense het hulle lewens gegee vir dit wat in die Bybel staan. Mense het hulle lewens gegee om die Bybel te beskerm. Mense het ander mense se lewens geneem, wreed oor die Bybel liefgehad het. Oorlog het uitgebreek oor die Bybel. Revolusies is uit die bladsy van die Bybel gebore. Koninkryk het al geval oor dit wat in die Bybel staan. Koninkryk is al gestig oor die woorde en idees wat in die Bybel is. Maar nog nooit in hierdie aarde se geskiedenis was daar al so kragtige bron, so sterk motivering, soos die woord van God nie. 66 boeke, 1500 jaar, en wie weet hoeveel hande. Skrywers van baie verskillende agtergronde, konings, profete, vissermanne, priesters, 'n dokter, 'n tollenaar en baie meer. Maar ten spyte van die verskillende persoonlikhede, die verskillende agtergronde, die verskillende tale, het die Bybel 'n tema, 'n boodskap, wat sterk van die begin tot in die einde gaan. Ons Bybelbelofte vir oggend, 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Vriende, luister saam met my vir oggend na hierdie lied van inspirasie. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path, a light to my path, a light to my path, a light, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path, a light to my path, a light to my path, a light, and a light unto my path. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, Lewende Beloftes. Nou volgens Wikipedia is daar 8 boeke wat meer as 100 miljoen kopies al verkoop het, waarvan 2 van hierdie 8 meer as 200 miljoen geslaan het. Nou, ek moet bieg, alhoewel ek weet van hierdie 2 boeke en al gehoor het van hulle, het ek actually nog nie een van hulle gelees nie. En ek moes actually so 'n bietjie gaan rondkrap op Google, want snaaks genoeg, elke website verskil. Die een sê, reken hulle, vanaf 1975 is daar al meer as 2.5 biljoen Bybels geprint. 'n ander webtuiste sê, meer as 100 miljoen jaarliks word gedruk.
Maar ek dink die Guinness World Records stel dit dalk die beste. Die topverkoper boek van alle tye is die Christelike Bybel. En dit is onmoontlik om presies te weet hoeveel kopies al gedruk is. En dan praat ons nie eers van hoeveel geskryf is nie. Maar hoe spoggerig ook al hierdie statistiek is, vriende, ons moet onsself vra, but why? In ons Bybelverlofte vir oggend, 2 Timoteus 3 vers 16 sê vir ons hoekom. Want die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Nou die Griekse woord wat hier gebruik word, ingegee, die hele skrif is deur God ingegee, beteken letterlik deur God geasem. Wat beteken, vriende, God is die ware skrywer van die Bybel. Al was hoeveel hande van mense gebruik. Die woorde van die Bybel kom uit die hart van ons God uit. Die Bybel leer ons so baie dinge, wie God is, wie ons is, wat reg is, wat verkeerd is, hoe graag God 'n verhouding met elke een van ons wil hê, en dit om maar net 'n paar te noem. Daar is 'n verhaal van 'n man wat groot geword het as 'n moslim. Nou apparently was hy redelik goed geleerd en het in groot en hoë kringe beweeg van daardie geloof. Maar hy word die taak gegee om die Bybel te studeer. Baie omgekrap en gekant daarteen, traai hy stry teen hierdie taak. Want hy het gevoel dis 'n betrayal teen dit wat hy glo. Maar hy het verloor en hy moes toe deur die Bybel gaan. Nou kan julle raai wat het hy gesê toe hy klaar is? Hierin staan waarheid. En hy het 'n Christen geword. Nou natuurlik was hy in groot moeilikheid gewees en ons praat hier van gevaarlike moeilikheid. Maar die man se woorde, ek het vir julle gesê ek wou nie, maar julle het my forceer. En vriende, dit is wat die woord van God doen. Die Bybel is nie 'n gewone boek nie. Hebreërs 4 vers 12 sê vir ons, want die woord van God is lewend en kragtig. Elke keer as ons die Bybel lees, is dit God, die skepper God, wat met ons praat. En weet jy wat? Wanneer ons toelaat dat die woord van God ons leer, ons vorm, word ons sterker en al hoe meer geseënd en veranderd. Vriende, miskien het jy al dae gehad wat jy voel jy hoor nie vir God nie, of dalk het jy nog nooit geweet hoe om 'n verhouding met hom te begin nie. Kan ek vir jou raad gee? Uit persoonlike ervaring. Ek was vroeg in my 30's, toe ek ernstig begin bid. Here, leer my meer van U, leer my hoe om U woord te studeer. Here, ek wil U hoor. En ek kan nie vir U in woorde verduidelik hoe die Heilige Gees my begin lei het om die Bybel regtig te studeer nie. My geleer het hoe om dit te doen, regtig te studeer. En hoe God met my begin praat het. Nou ek weet, my lewe is anders, daagliks as gevolg daarvan. Nou hulle het actually al studies gaan doen hieroor, wetenskaplike studies, oor wat gebeur binnekant die mens, wanneer ons die woord van God lees. Nou hulle sê, die lees van die Bybel vorm neurale bane in die brein, wat verantwoordelik is vir die kognitiewe denke en gedrag. Terwyl jy lees, word dopamien vrygestel, wat ons gedagtes beïnvloed, vir die beter natuurlik. Daar is ook bewys, wat amazing is, dat wanneer jy die Bybel lees vir langer as 4 weke, eensaamheid met 30% afneem, verbitterheid met 43%, woede met 32%, alkoholisme met 42% afneem, die kyk van pornografie met 60%. Vriende, die woord van God is kragtig en lewend. Die woord van God is deur God gegee aan jou en aan my. Die Bybel is nie net 'n gids wat ons wys wat verkeerd en wat reg is nie, maar dit wys ons ook hoe om te herstel, hoe om te groei en natuurlik hoe om weer 'n verhouding met die Skepper God te kan hê. En vriende, sonder opleiding van God, deur God se woord te studeer, hoe sal 'n Christen staande bly in 'n wêreld vol sonde en misleiding? Ek wil vanoggend 'n beroep doen op u. Gaan soek God in sy woord. Gaan leer van God in sy woord. Gaan spandeer tyd saam met God
in sy woord, gaan luister na God in sy woord. Vriende gaan verander in die woord van God. En as jy wil hê dat ons saam met jou moet bid oor 'n nuwe journey wat jy saam met God wil begin, asseblief kontak ons. En dalk het jy vrae soos jy studeer deur die woord van God. Of ons kan ook saam met jou die Bybel studeer. awrafrikaans.org of stuur vir ons 'n WhatsApp na 060 248 1172. Maar daar waar jy nou is, kan ek asseblief vir jou bid. Ons hemelse Vader, dankie Here vir u woord. Dankie Vader vir die Bybel. 'n boek wat ons in ons hande nog kan vashou in hierdie land. Vader, u is die bron van alle waarheid en wysheid. U is die skepper van alles, bo die aarde, onder en op die aarde. Here, as daar vanoggend 'n luisteraar is wat 'n verlange het na u, asseblief Here, mag die Heilige Gees daar lei. Mag daar 'n diepe honger en 'n nuwe dors wees, daagliks, wat slegs gevoed kan word uit u woord uit. Here, maak gedagtes oop om u woord te verstaan, maar ook om verseker te kan weet en te vertrou dat u, Vader, u is die een wie met ons praat wanneer ons lees in die woord. Here, elke woord is deur u gelei en deur u geïnspireer. En Here, asseblief, laat ons nie onveranderd nie. Skep in ons nuwe lewe. Dis my gebed vanoggend in die naam van Jesus Christus, die enigste naam om in te bid. Amen.